Een van die dele van my werk wat ek die meeste geniet, is om Sondag hier te staan en met die mense te praat, om te preek, om 'n erediens te lei. Dis 'n heerlike deel van my werk, maar ek weet ook, dis 'n gevaarlike deel, want dit kan my die illusie gee dat ek in beheer is. Dis vir die storie waarna ons laasweek gekyk het, die storie van dominasie, van beheer. Ek kan dink wel, die feit dat ek praat en die mense sit en luister, en hulle staan op wanneer ek sê hulle moet opstaan, hulle gaan sit wanneer ek sê hulle kan sit, en hulle gaan as het ware onder my leiding deur die erediens. Ek kan dink dat dit beteken ek is in beheer hier. En almal van ons wil mos maar ergens voel ek is in beheer, ek is belangrik. En ek dink diep in ons is daar baie keer ook maar die drang om beheer uit te oefen oor ons omstandighede, oor ons lewe. Om beheer uit te oefen oor ander mense selfs, wanneer dit ons pas. Ons hou van beheer. En ons het verlede week gesien, dit is nie die storie waarvoor God ons gemaak het nie. Maar daar is 'n ander moontlike storie. En dit is die storie van 'n opstand kom teen beheer. Sê nou maar, ek staan en praat hiervoor. Jy kom in, jy kom sit in die kerk, jy dink dalk by jouself, maar wie's hy dat hy moet praat en ek moet sit en luister? Dalk sê ek iets waarvan jy nie hou nie. En dan dink jy by jouself, maar hoekom moet ek hierna luister? Hoekom moet ek dit ernstig opneem? Dalk maak die hele situasie jou opstandig. Maak dat jy in verset wil kom teen die gedagte dat 'n klomp mense moet sit en luister en een mens staan en praat. Ons gaan vandag praat oor die storie van verset, van 'n opstand kom. En hoe ons behoefte aan beheer baie keer ook daartoe lei dat ons opstandig raak wanneer dit vir ons voel iemand anders probeer ons beheer. Iemand anders is in beheer en ek word dalk beheer. Hoe ons dan in verset kom daarteen. En ons gaan luister na 'n storie wat oënskynlik 'n storie van beheer is, maar wat uiteindelik 'n storie is van mense wat in verset kom. Ons lees saam uit Markus 10 van vers 35. Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, het na hom gekom en gevra, Meester, ons wil hê dat wat ons ook al van u vra, u vir ons moet doen. Jesus vra hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle antwoord hom, beskik dat in u heerlikheid een van ons aan die regterhand en een aan die linkerhand mag sit. Maar Jesus antwoord hulle, julle besef nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Hulle sê vir hom, ons kan. Jesus sê toe vir hulle, die beker wat ek drink sal julle drink en met die doop waarmee ek gedoop word sal julle gedoop word. Maar om aan my regterhand of linkerhand te sit is nie vir my om te beskik nie, maar dit is vir hulle vir wie dit voorberei is. Toe die 10 dit hoor, het hulle verontwaardig geword oor Jakobus en Johannes. Jesus het hulle na hom toe geroep en vir hulle gesê, julle weet dat hulle wat as heersers oor die nasies beskou word, oor hulle baas speel, en dat hulle maghebbers oor hulle gesag uitoefen. So is dit egter nie by julle nie, maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees, en wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees. Want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Ek wil myself sommer nou plaas in die posisie van iemand wat agter in die kerk sit. Iemand wat die dominee daarvoor so kyk en miskien dink, wie is hy om vir my te sê, ek moet so maak of ek moet nie so maak nie, of ek moet so dink, ek moet nie so dink nie. Iemand wat verset belewe. Is dit verkeerd om verset te belewe? Is dit verkeerd om in opstand te kom teen mense wat jou wil probeer beheer? Ek dink nie noodwendig so nie. As iemand anders my wil domineer, as iemand my in 'n blik wil druk en wil sê, ek wil beheer uitoefen oor hoe jy dink, ek wil beheer uitoefen oor wat jy doen, ek wil hê jy moet maak soos ek dink jy moet maak, dan dink ek het ons die volste reg om in verset te kom. Ek dink ook ons het die volste reg om in verset te kom teen onregverdige situasie. Trouwens, ek dink ons het die roeping om in verset te kom, in opstand te kom teen dit wat onregverdig is in ons samelewing. Om te sê, maar dis mos nie hoe die wêreld moet wees nie. Dis mos nie hoe die samelewing moet werk nie. So ons het die reg om in verset te kom.
Ons het die reg om te sê, ek wil hê dinge moet anders wees. Die vraag is maar net, hoe hanteer ons daardie behoefte aan verset, daardie regmatige verset teen dit wat verkeerd is. So kom ons dink 'n bietjie oor die storie van Jakobus en Johannes. Oënskynlik, soos ek gesê het, is dit 'n storie van beheer. Hulle kom na Jesus toe, hulle sê, ons wil die ereplek hê, ons wil belangrik wees, as u regeer, dan wil ons weerskant is dit, ons wil as dit ware, as u koning is eerste minister van finansies wees, sê nou maar ons wil die ereplekke weerskante van u hê, ons wil deel in daardie heerlikheid. Dit klink na 'n storie van beheer, maar ons moet onthou wie hulle is. Hulle is doodgewone, onbenullige mense. Mense wat meestal waarskynlik ervaar dat hulle beheer word. Daar's die beheer van die Romeine, daar's die beheer van die elite in Jerusalem, van die hoëpriesters en die hele priesterstand, daar's die beheer van godsdienstleiers, skrifgeleerdes wat vir hulle vertel, julle moet so maak, julle moet nie so maak nie. Daar's honderde maniere van beheer, en waarskynlik is hulle mense wat min beheer het oor hulle eie lewens. Mense wat voel, maar ander mense is in beheer en dis nie regverdig nie. En daarom sien hulle uit daarna dat God die wêreld anders moet maak. Dat God as dit ware die wêreld moet omkeer, sodat die wat in beheer is, die wat domineer, dat hulle van hulle trone afgeruk word, soos wat Maria sing in haar loflied, en die maghebbers afgeruk word van hulle trone, en dat die wat onder in die stof is, wat vertrap is, dat hulle opgetel word en op hulle voete gesit word. Hulle sien uit na 'n omwenteling wat God sal bring. Dis hoe hulle God se koninkryk verstaan. God moet dinge omkeer. Hulle het hulle vertroue op Jesus geplaas. Jesus, hierdie timmerman uit Nasaret, wat met gesag leer, wat wonderwerke doen, wat die skare saam met hom trek. Hierdie timmerman gaan koning word in Jerusalem. Hy gaan God se koning word. Hy gaan God se omkeer van die wêreld bewerkstellig. En nou sê hulle maar, as Jesus in sy heerlikheid ingaan, as Jesus se koningskap amptelik word, as hy sy troon bestyg, kan jy maar sê, wil hulle weerskante van hom sit. Hulle wat onder is, wil bo wees. Hulle wat in die stof getrap word, wil in die ereplekke kom. So ja, dis 'n droom van beheer, maar is 'n droom uit 'n posisie van magteloosheid. Is 'n droom wat uit verset gebore word, verset oor hoe die wêreld is, verset teen hulle posisie in die wêreld, verset teen wat mense moet hulle maak. En daar's niks verkeerd met daai verset nie. Want God sê die wêreld is nie reg soos dit is nie. God sê dit is nie reg dat mense baas speel oor mekaar. Dit is nie reg dat mense vertrap word in die stof nie. Dit is nie reg dat daar hierdie verskriklike onreg en ongelykheid in die wêreld is nie. God se koninkryk kom teen die onreg en die ongelykheid van ons wêreld in. So dit is nie verkeerd om in verset te kom nie. Maar ons moet oplet dat daar iets meer sit in hulle droom. Hulle droom dat hulle in die ereplek gaan kom. Met ander woorde, hulle droom word gebore in die eerste plek uit hulle ego, uit hulle behoefte om belangrik te wees. Hulle kyk na die mense wat nou belangrik is, wat nou baas speel, en hulle sê, maar dit wil ek hê, ek wil daai posisie hê, ek wil daai mag hê, ek wil in daai plek sit. Het word gedryf deur hulle ego, dis 'n ego-gedrewe verset. 'n Ego-gedrewe verset. Is nie gedryf deur die honger en die dors na wat reg is nie, maar is gedryf deur hulle ego. In die tweede plek, juis omdat dit gedryf word na die ego, stel hulle self nie regtig 'n wêreld voor wat radikaal anders is nie. Hulle stel hulle 'n wêreld voor waar net iemand anders nou in beheer is. Hulle stel hulle 'n wêreld voor wat omgekeer word, maar al wat gebeur is dat die wat bo is nou onder is en die wat onder is nou bo is. Maar die wêreld bly basies dieselfde. Dit bly 'n wêreld van die wat in beheer is en die wat magteloos is. En hulle hoop nou maar net dat dinge so omgekeer sal word dat hulle nou bo is en dat ander nou magteloos is. Dat hulle ego gestreel word deur die feit dat hulle nou in beheer is en dat ander mense nou beheer sal word, dat hulle ander mense sal kan het en gebied. Met ander woorde, die spel bly dieselfde. Die spel van beheer en in opstand kom bly dieselfde. Dis net die kante wat ruil. Dis amper soos met 'n voetbalwedstryd waar die spanne halfpad kante ruil en nou speel die kant wat hierdie kant toe gespeel het, speel nou daai kant toe en omgekeerd, maar die spel en die doel van die spel en die reëls van die spel bly presies dieselfde.
So in hulle verset wil hulle eintlik maar die spel van mag speel, die spel van dominasie. En dit is nie die storie wat Jesus hulle vertel nie. Dit is nie die pad waarop Jesus hulle wil lei nie. Trouwens, Jesus weet, dit sien ons later in die evangelie, dat dit juis hierdie drang na verset is, na in opstand kom, na die wêreld omkeer, na gryp na mag, dat dit juis is wat Jerusalem uiteindelik gaan vernietig, dat dit uiteindelik gaan lei tot die ondergang van sy mense. En daarom sê Jesus vir hulle, kyk, julle sien, dis die spel wat die mense speel in die wêreld. Dis die spel wat in die nasies gespeel word. Jy het hierdie groot manne wat streef na mag, wat in beheer wil wees, maar by julle moet dit nie so wees nie. Julle moet 'n ander spel speel. As julle wil belangrik wees, moet julle bereid wees om te dien. As julle as julle regtig in die koninkryk van God wil doen wat julle geroep is om te doen, moet julle my voorbeeld volg, want ek het nie gekom om te heers nie. Ek het gekom om te dien. Ek het nie gekom om lewens te neem en om lewens op te gebruik nie. Ek het gekom om my lewe te gee as 'n losprys vir baie, sodat mense bevry kan word juis uit hierdie spel van beheer en verset en beheer, sodat mense die spel van liefde kan speel. As 'n mens Jesus se woorde verstaan binne die begrippe van die wêreld, uit die spel wat ons in die wêreld speel, en lyk dit asof Jesus wil sê, wel, jy moet nou maar kies om 'n verloorder te wees, jy moet nou maar die minste wees, jy moet nou maar ondergeskik wees, jy moet nou maar die vloerlap wees, sodat almal oor jou kan loop. Maar dan dink jy nog steeds in terme van baas en klas, in terme van die spel wat in die wêreld gespeel word, die spel van beheer en van verset. Jesus sê, nee, kom ons speel 'n ander spel. Kom ons speel die spel van liefde. Kom ons speel die spel van, ek wil nie in beheer wees nie, maar ek wil dien. Ek wil ook nie in verset kom nie, maar ek wil lief hê. Ek wil vrede maak. Ek wil bou. Ek wil God se plan met my lewe nastreef. Waar ek ook al kom, wat ek ook al doen, of ek in 'n belangrike posisie is of ek in 'n onbelangrike posisie is. Ek wil die spel van die koninkryk speel, die spel van liefde, die spel van diens. Wat ons moet raak sien, is dat Jesus nie vir hulle sê, julle moenie in verset kom nie, maar dat Jesus sê, julle verset gaan nie ver genoeg nie. As julle verset maar net daaroor gaan dat julle kwaad is omdat ander mense in beheer is, en nou wil julle in beheer wees, nou wil julle in opstand kom, en julle wil in die ereplek kom, nou wil julle die wedloop van ambisie wen, as dit julle verset is, dan gaan julle verset nie ver genoeg nie, want julle verset julle teen die mense wat in beheer is, maar julle verset julle nie teen die spel van beheer nie. Julle verset julle nie teen hoe die wêreld in mekaar sit, teen hierdie wêreld van baas en klaas nie. Julle verset julle nie teen julle eie ego, teen julle eie behoefte om belangrik te wees, julle eie behoefte om in beheer te wees nie. Julle verset gaan nie ver genoeg nie. As julle verset verder gaan, as dit werklik 'n verset word wat gebore word uit die koninkryk van God wat kom, dan gaan julle my pad loop. Dan gaan julle verset deur te dien. Dan gaan julle verset deur lief te hê. Dan gaan julle verset deur barmhartigheid te bewys. Dan gaan julle verset deur te streef na wat reg is, ongeag daarvan of jy aan die wenkant of aan die verloorkant van die lewe is, maar deur te streef na wat reg is. Julle gaan julle verset deur die spel van die koninkryk te speel, ongeag wat die prys is wat dit van julle gaan vra. Julle gaan my volg. Julle gaan met die doop gedoop word waarmee ek gedoop is. Julle gaan die beker drink wat ek drink. Die beker van die koninkryk, die doop van die koninkryk, van die nuwe lewe wat God beloof. Die vraag is nou, as ek 'n mens is wat in hierdie wêreld speel, en ek is 'n mens met my eie ego, ek is 'n mens wat graag in beheer wil wees, of ek is 'n mens wat verset kom omdat ek nie in beheer is nie, en wat dan dikwels met aggressie of met woede of met allerlei maniere probeer om beheer te kry. Ek is 'n mens wat dalk droom daarvan dat ek ook in 'n ereplek, in 'n belangrike plek kom. Wat moet ek maak met hierdie storie wat Jesus my vertel? Wat moet ek maak met hierdie pad waarop Jesus my nooi? Wel, die eenvoudige werklikheid is, dat ek maar moet begin waar Jakobus en Johannes begin het. Ek moet eerlik wees. Ek moet eerlik wees
oor my begeerte. Eerlik oor my begeerte om 'n beheer te wees, eerlik oor my ego. Ek moet dit erken, ek moet dit by die naam noem. Trouwens, ek kry die gevoel in hierdie verhaal dat Jakobus en Johannes eintlik maar die twee eerlik is. Die ander disippels is vir hulle kwaad, maar kwaad omdat hulle dieselfde onuitgespreke droom het in hulle harte. Hulle wil ook eerste kom, hulle wil ook in die ereplekke sit. So dis beter om eerlik te wees en om dit uit te spreek voor die Here, dat die Here jou kan antwoord, dat die Here jou tereg kan wys daarop. So dis die eerste ding, erken dit eerlik teenoor jouself. As jy in verset kom, sê vir jouself, ek is in verset. As jy probeer in beheer wil wees, sê dit vir jouself. Vra dan vir jouself, van waar word dit gebore? Word dit gebore uit my ego? Word dit gebore omdat ek maar net 'n wenner in die spel van die wêreld wil probeer wees? Of kom dit regtig uit 'n koninkryksperspektief? Kom dit regtig uit my navolging van Jesus? En dan gee jy dit vir die Here. En dit is in 'n sin tog wat Jakobus en Johannes met al hulle foute en met al hulle ambisie, met al hulle dwaase kortsigtigheid kom doen. Hulle kom vra vir die Here, hulle kom dring nie aan nie, hulle kom vra dit. Hulle kom gee dit as dit ware vir die Here. Gee vir die posisie wat jy wil wees, die strewe wat jy nastreef, die ambisie wat jy het, gee dit eenvoudig vir die Here. Erken dat dit daar is, gee dit vir die Here. En dan vra jy vir die Here, Here, wat gee U vir my in my hande om te doen? Wie is die mense wat U wil hê ek moet dien? Wie is die mense wat U wil hê ek moet lief hê? Help my om nie te fokus op die behoeftes van my ego nie, om nie verontreg te voel of om nie te strewe na beheer nie. Ek het dit nou in U hande oorgegee. Help my om te dien waar U my wys om te dien, om lief te hê waar U my wys om lief te hê. Ek bid dat die Here, wanneer jy met hierdie strewe van jou ego, die strewe na beheer, die strewe na verset, wanneer jy na hom toe kom, dat hy vir jou die pad sal oopmaak, om jou te verset teen hoe die wêreld is, om jou ook te verset teen hoe jy is, en om regtig te leer om die pad van liefdesdiens te loop. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, die nabyheid van die Heilige Gees jou so toevou in God se sorg dat jy vry word van enige egoïstiese strewe om vir jouself te sorg, om self in beheer te wees, om self jou verset te hanteer en mag jy bevry word tot 'n lewe van liefde en diens. Amen.